Hoe lank is jy al het jy al 'n Pleito franchise gehad? Ek het so, dit is 3 jaar nou, franchises, ja. Sure. Okay. So 3 jaar so van nogals begin af, want hulle het eers in 2019 gestig, nê? Nee. So dis Ja, die containertjie in Irene het begin en toe het ons in 2022 die 4de franchise gewees, ja, so in Alberton. So jy het die 4de franchise begin, skies. Yes. Oh wow, is dit nog steeds dieselfde een? Besit jy nog net een of het jy meer as een? Nee, ek het hom verkoop en ek het nou 3 ander. 3. Sure. Die Centurion ene en die? Albei is die Centurion. Dit is Spark, Walkenkop en die Lapark. So die Enokspark een moes ek net skuif, ongelukkig weens maar tegniese goed. So, hoekom het jy besluit om met Pleito te franchise eerder as 'n meer bekende brand soos Seattle? Sover ek weet is Seattle nie vreeslik groot op die franchise nie. Hulle besit baie van hulle eie winkels. En ek het eintlik glad nie koffie geken nie. Ek ken gelukkig vir my die founder van Pleito ons het saamgewerk by King Prices so 7 jaar. So het is maar meer uit my vertel van alles en hoe dit werk en hoe dit gaan en toe hy met franchises begin toe draai ek dit maar. Ja, eintlik weet ek niks van koffie voor dit geweet het. Okay. So ek lees op die webtuiste hulle beplan om te franchise oral in Afrika op en so 'n groot brand te word. Dink jy hulle gaan dit regkry? Ja, die eerste stapie is daar, so die Zimbabwe een maak, ek dink hierdie naweek of volgende naweek ek ook. Oeh, lekker. So die Zimbabwe een begin. Daar's mense wat belangstel in Botswana. Daar's mense in die UK en Dubai ewen wat vra al. Ek weet die logistiek gaan dalk bietjie moeilik wees want natuurlik roast hulle eie bone. So om dit daar te kry is dalk die moeilike deel, maar ek seker is doenbaar. So ek wou net geweet het wat is die tipiese kliënt wat jy kry? Middelklas, kry hulle van oral oor die bord of soos baie spesifieke tipe mense? Ja, kyk dis maar middel en op. Dit is maar 'n premium koffie. Jy weet die groot ons signature Pleito wat half die gewilde een is dink ek op 'n R50, jy weet, so die mense moet 'n bietjie kan spandeer. Maar dis maar across the board meestal. Obviously die mense met baie geld kom meer. So alles ons regulars en ook mense wat remote werk, like om te kom en 'n koffie kry en bietjie te sit vir 'n uur of 2 dae. So sulke tipe mense werk, studente kom ook graag. Jy weet na eksamens en so aan en op Spark. Myne toevallig nou is bietjie meer by skole. So dis ouers met kinders wat freezers wil hê en so aan. Die ander wat ek gesien het is ook baie jou fikseidsmense, die hardlopers, jou fietsryers, hulle hou daarvan om daar te stop na hulle oefeninge. Even 'n Vitality groep het al by ons stop daar in Vitality. By Walkenkop sê jou fikseidsmense like dit nogal en dan mense wat baie op die pad is, ja. Hoeveel vryheid het jy as 'n Pleito besitter? Het jy redelik vryheid of is Pleito maar 'n bietjie van 'n micromanager, sou jy sê? Nee, so bedoel jy as 'n franchisee of in die shop self? As 'n franchisee. Ja, kyk, die regulasies is redelik tyd hulle het 'n brand wat hulle moet handhaaf en kwaliteit handhaaf. So dit is baie spesifiek volgens wat ons kan en nie kan doen nie. Hulle supply ook meeste van die hulle maak al die resepte, so almal moet dieselfde drinks verkoop. Kos, ons maak nie altyd die Pleitos maak nie kos nie. Ek dink die een in George het wel 'n klein kombuisie, maar meeste verkoop net pastries wat deur ander mense gemaak word. So in Gauteng het hulle 'n bakkery hierso en dan ander provinsies dan soos hulle daar net die eetgoedjies. Maar dit moet obviously kwaliteit wees en Pleito is 'n brand appel direk. Sorry my Engels is mos te slim, maar maar as 'n eienaar in die winkel weet ek of jy 12 ure 'n dag daar te wees nie. Ek het wel bestuurders aangestel by elke winkeltjie en hulle doen byvoorbeeld die stok en dat al skoon is en die cleaning rosters en sulke tipe goede. Maar as dit byvoorbeeld kom te by decor, ek sien Pleito het nog 'n regtige moderne styl, maar ek het al gesien verskillende winkels het byvoorbeeld verskillende kleurskemas. Ja,
dis was so met tyd, hulle het eintlik in-house architects en designers ook gekry wat nou van die jaar af dinge gedoen het. So die vorige winkels was ander argitekte. Die eienaars het so 'n bietjie insette, maar die kleurskema en die layout en sulke goed maar meestal van pleite af wat hulle voorstel. Byvoorbeeld ek is nie ek sal nie kan insette gee eers nie, so ek volg maar hulle advies. Die kleur verander so 'n bietjie nou, dit is maar ook die brand, jy weet, mature en beweeg aan en mense moet maar vast bly, anders raak jy ook maar kom ek sê, afgesaag eventually. Jy weet, ek kan nie onthou dat Seattle enigiets verander het in 5 jaar nie. Byvoorbeeld, maar daar is mense wat so op en al die pleiters gaan probeer. Hulle hou nogal daarvan, want elkeen het maar sy eie characteristics, as ek het so kan stel. Ek het ook gewonder, hoe werk jy met bemarking? Ek sien Pleito het 'n offisiële Instagram en 'n webtuiste en alles. Het jy glad nie bemarking te handhaaf nie? Is dit alles corporate vir? Nee, so die groep offer digital marketing en alle design en als vir die franchisees. So as jy streetball ads wil laat print, dan reël ons dit vir jou, ons het die kontakte en so aan. Dit gaan natuurlik net of haar plek is of nie. Maar dit doen hulle vir mense. Ek doen eintlik namens Pleito die digital marketing work. So al die paid ads vir 'n shop in die area om op Instagram en Facebook te kom, dit doen ek. En ook Google Maps. Dit hanteer ons als intern vir die franchisees. So hulle kan verskeie pakkette kies en dan digitaal bemark of dan offline geleenthede hê. Maar ek moet self gaan en byvoorbeeld met die skool partner of iets sponsor of wat om daar 'n bietjie visibility te kry. Maar hulle design ons vir ons, ja. Okay. Wat maak Pleito anders as ander koffiestalletjies, sou jy sê? Wat maak dit uniek? Ek dink daar's net 'n baie higher level van fokus op kwaliteit. Dis definitief. Daar's tegnologie, ek kan nie te veel sê nie, maar elke winkel meet en jy kan elke koffie hoe hy gemaak is meet en sien of hy op standaard is of nie. So dis so elke Pleito waar jy kom gaan teen dieselfde proef, like 95%, 99%. Daar is maar hier daar partykeer wat iets bietjie vinnig gebeur of wat ek al hier daar kan maar mishaps kom, maar 99 uit 100 keer gaan jy dieselfde drink kry. Dis een. En ek dink die brand is vas, jy weet, dis is net iets anders. Die mense hou van die styl. Jy weet, en dis nie dat ek dink hy groei vinniger as ander brands. Ek dink ook hulle het strategies goeie besluite gemaak om dit reg te kry. Waar van die ander brands dalk meer van hulle eie winkels wil hê. Jy weet, dit vat baie kapitaal per winkel. So dit het hulle dalk baie stadiger gemaak. So hierdie model waar hulle net franchises nou doen is baie makliker om uit te brei. En ja, die attention to detail is wat die verskil maak, dink ek, want jy weet, hulle is betrokke by elke liewe winkel, elke design, elke liewe dingetjie word getrek en gebied. So ja, nee, ek dink dit is net 'n beter kwaliteit produk. Maar weer eens 'n bietjie biased. Ek het nou nie met 'n ander brand ooit gewerk of met hulle franchises gewerk. So, maar ek sou sê dis die ding en die kwaliteit van die produk, die mense, as mense eers Pleito gedrink het, kom dit terug. Dis een van die dinge waar die ander coffeeshops voel my half, okay, is nou daar kort nou koffie gaan koop. Is nou nie 'n brand besluit nie, is maar net okay, die shop is nou hier, weet. Ja. Dis die gevoel wat ek kry, dis nou definitely scientifically proven. Ja. Dit lei my nogals na 'n ander vraag toe van hoe profitable is hierdie nou met al die detail en al die goeders wat noukeurig nagesien word en die franchising. Is dit hoe gou is dit vir jou om 'n wins te maak op jou koffieshop en hoeveel baat die groter Pleito daarvan? Kyk, die eerste franchise 3 jaar terug het vir so 'n jaar, ek wil sê ewen gebreek deeltyd. En tot op 'n punt toe het
dinge bietjie beter gaan. Daar was issues daar by my, ek het bietjie slegte ou aangestel en geld het verdwyn, maar oor die algemeen daar was wins van die begin af, wil ek sê. Die ons hoef nooit in te betaal het nie, maar hy het dan nie regtig groot profijt gemaak nie. Maar my Centurion winkels het van maand 1 af basis winst gemaak. So dit is baie winsgewend. Die kom die kapitaal terug te betaal vat so 3 tot 5 jaar, maar jy kan het vroeg doen. So my eerste Centurion winkel, hy is nou amper al terugbetaal. Hy sal seker 4 maande, dan sal hy so in 2,5 jaar sy kapitaal terugbetaal het. So dit is baie winsgewend. Die location is maar die belangrike ding, jy moet voet hê, jy moet easy parking hê, en net 'n bietjie visibility hê. En nog een klein vraagie. Hoekom Pleite? Het jy enige idee hoekom Pleite gekies was as die brandnaam? Is nog eens interessant. Ja, ek ken Steven, hy's 'n baie kreatiewe ou. As jy ooit King Price Insurance kantore kan besoek, gaan doen dit gerus. Hy het meeste van my goed daar binne uitgedink in games en wat. So hy's baie kreatief. Ek het 'n ander besigheid ook al probeer saam met hom begin. So hy's 'n baie kreatiewe ou in terme van brand skipping en ek het geen idee waar dit vandaan kom nie, eerlik wees, sorry. Die filosofie van koffie drink. Dis maar net, ek dink, ek weet dis daai inspirasie wat jy by hom kry vir 'n naam en dan maak van iemand anders sin nie, maar dit werk. Dis wat 'n kreatiewe ou so uniek maak. Dit gaan. Baie dankie. Jy moet 'n lekker dag hê verder.